Vriende, goeiemôre. Die koue is hierso, maar die Here is ook hier. En dis die goeie nuus. Baie welkom vir elkeen van u. Paar besoekers sien ek vanoggend, baie welkom vir julle. Mag julle ook die Here op 'n besondere wyse beleef, soos daar waar julle ook die Here aanbid. As daar nuwe intrekkers is, ons wil graag met u gesels, so vul graag die kaartjie in, korrekte besonderhede, ons kom by u uit. Dan ook julle wat inskakel 107 FM, Teniqua, ek weet nie of hulle al nou ingeskakel is of volgende week nie. Volgende week, maar by voorbaat, as jy van Teniqua sien sê, hulle is welkom, ons gaan volgende week ook met hulle gesels. Ook die van u wat later kyk op die YouTube kanaal, baie welkom ook vir u. Goed, nou dat ons almal welkom is en ons weet die Here is hierso. My voorreg om ook saam met u net nou die woord te lees en ook vanoggend gaan ons 'n bietjie oor 'n bekende gedeelte praat wat 'n moeilike gedeelte is ook in ons tyd, maar die Here het ook 'n besondere woord vir ons. Paar aankondigings, u het by die deure ontvang. Ek wil net so 2-3 uitlig. Die eerste mannebediening, dankie. Ons het so 2-3 weke terug begin met die mannebediening. Er so 'n paar manne gewees Vrydagoggend, die Vrydagoggend so van 6:00 af en baie geseënd en baie mooi gewees en ons eenmal 'n maand, eerste Vrydag van elke maand, so eerskomende Vrydag van 6 tot 7:30. Ons nooi ons manne uit. Kom, maak 'n draai daar by ons, kom drink 'n koffietjie, kom kuier lekker saam, gesels saam, deel met mekaar, deel die woord. Ons nooi ons manne uit. En dan die steikbraai, jy het nou al 'n rukkie gehoor daarvan, ook eerskomende Vrydag, daar is nog enkele kaartjies beskikbaar, by die tee, en dan ook, as jy nou nie 'n beursie saamgebring het nie, jy kan ook 'n kaartjie bespreek, sê hulle. En dan by die kerkkantoor ook dalk nog die afsluitdatum is, môre. So, môre is die afsluitdatum, enkele kaartjies beskikbaar. Kom ons kuier ook lekker saam en ons samel ook so fondse in vir die werk van die Here. Goed, die res van die aankondigings kan jy maar rustig deurlees. As daar onduidelikheid is, praat met my of praat met die kerkkantoor. Goed, nou tyd vir ons jong maats. Ek het gewonder hoeveel van julle gaan kom hier in die koue, maar julle het vasgebyt. Die ouers het vasgebyt, mooi. Welkom. Jong, ja, julle verras my weer. Kyk hoe kruip julle oral uit. Môre, kom sit hier naby. Ja, sê, kom sit hier naby my. Ja, kom nog 'n maat. Welkom, hoe was julle week gewees? Lekker. Jong, dit was lekker. Was julle so 'n bietjie beter gewees? Nee. Goed, ek het vanoggend vir julle ietsie. Ek het altyd ietsie vir julle, maar vanoggend wil ek vir julle 'n bietjie ietsie vertel. Weet julle in die ou dae, dis nou nie daar nog ouer as oupa en ouma. As mense ietsie wou gehad het daar by die winkel, dan het hulle nie geld te gee nie, wat het hulle gedoen? Ruilhandel, ja, jy het mooi geluister, né? So hulle het geruil. As jy byvoorbeeld lus is vir 'n lekker arbei melkskommel, dan sê jy tannie, ek soek 'n arbei melkskommel, en sê sy gee jy vir my asseblief 2 pampoene. Of jy is lus vir 'n lekker sjokolade, dan sê sy gee my 'n bietjie van daai lekker broccoli van julle. Dis hoe dit gewerk het, ou ruil so. Nou vanoggend gaan ons ook so 'n bietjie ruil. Ek het nou hierso iets lekker gebring, 'n lekker vrot piesang. Wie gaan met my ruil? Gaan jy hom vat? Baie dankie. En hierso is 'n suurlemoen. Wie wil jy? Nee, jy weet waaroor gaan dit. Wil jy hom ruil? Wil iemand anders hê? Laat sy gee 'n bietjie daar vir Dawid. Goed. Nou het elke ou nou 'n lekker suurlemoen. Hou jy van die suurlemoen, daai suurlemoen? Is hy lekker? Maar as jy nou moet ruil vir 'n sjokolade, wat's beter? Weet jy nie? Die piesang, vrot piesang of sjokolade? Sjokolade. Nou kom ons ruil bietjie. Jy kan 'n sjokolade kry en dan vat ek 'n vrot piesang. Dawid, hoe lyk dit met daai suurlemoen? As jy hom ruil vir 'n sjokolade? Nee. Jy sien partykeer werk dit so, né? Daar in die Bybel, toe ek nou so van die ruil praat, weet julle, God praat ook in die Bybel, daar in Filippense 4, praat oor ruil. Hy sê, ons moet partykeer goeders bring, wat ons nie van hou nie, en dan ruil hy vir ons met iets anderster. En toe ek het lees, toe is dit vir my vreemd, maar toe besef ek, maar dis hoe God werk, want partykeer is daar goed in mense lewe, wat vir jou sleg is, soos hierdie vrot piesang, né? Partykeer is mense hartseer, of jy is bekommerd, of jy weet nie wat om te doen nie. Dan wat doen mense dan? Dan moet ons bid. En Jesus sê, as ons bid, dan sê hy, dan help hy, en dan vat hy daai hartseer, en hy sê, maar, kom ek gee vir julle moed, en ek gee vir julle vrede, en ek gee vir julle hoop.
Hy sê, gee 'n bietjie jou hartseer vir my, dan gee ek bietjie my hoop en my geloof ook vir jou. En so ruil ons baie keer gee God vir ons goeders wat ander manne dalk nie van hou nie, soos daai suurlemoen. Party manne hou nie van die suurlemoen, maar Dawid hou van die suurlemoen. Dan gebruik mens daai gawes wat jy ook het, nê, om ander mense ook mee te help. Miskien is jy die een wat kan hoop gee vir ander mense. Jy is miskien een wat hierdie hoop van God ontvang het, en as jou ander maatjie moedeloos, en daar by die skool, dan sê hulle, ek weet nie, ek is so moedeloos, ek is so bang vir hierdie ander maatjie, hy wil my boelie. Dan sê nee man, moenie bang wees nie. Jesus sê, ons moet op hom vertrou, ons hoef nie bang te wees nie. Ek sê jou help. En so kom Jesus en hy sê, soos ons nou hierdie goeders uitruil, so sê hy moet ons kom, en dan bring ons al ons hartseer en ons bekommernisse na hom toe, en hy ruil dit vir ons. Nou gaan ek met mamma en pappa praat, oor ander goeders wat hy vir ons gee, geskenke van God, en dis die tema van oggend. 'n Paar geskenke, en as julle nou by die huis kom, dan moet julle mooi luister mooi, maak so, kom nader. Dan moet julle vir mamma en pappa vra, of hulle gehoor het waar hy geskenke is. En hulle moet vir julle vertel. Gaan julle doen? Want partykeer slaap hulle in die kerk, ek sien vir hulle. So julle moet hulle wakker hou, en vir hulle vra, dat hulle vir julle verder verduidelik, so hulle moet mooi luister, gaan dit reg wees? Goed, dankie man. So, hierso is so ietsie vir julle, voor ons, nadat ons gebid het, gaan ek vir julle gee, sit eers. Maar ek wil net eers vir Dawid hierdie ene gee, want Dawid het my baie gehelp, dankie hoor. Kan ek die suurlemoen nou maar kry? Baie dankie. Goed, kom ons oogies toe. Here, dankie dat ons as maats, as jong maats met mekaar kan wees, as pappas en mammas, ooms en tannies, oumas en oupas. Here, dankie dat ons kan weet, ons is 'n familie. Familie, Here, nie net vir mekaar nie, maar bo alles familie van U. U wat ons oudste broer is, U wat ons Here is. U Here wat daar in Filippense sê, ons moet kom en ons moet kom ruil soos in die ou dae. Ons moet ons hartseer en ons bekommernisse kom ruil. En U gee vir ons blydskap en U gee vir ons hoop. Maar Here, U sê ook vir ons dat die goeders wat U vir ons gee, moet ons ook gebruik om mekaar te bemoedig en vir mekaar herinner aan die Here wat lewe. Dankie vir ons jong maats dat ek vir hulle kan bid vanoggend, dat U hand oor hulle sal hou. Daar by die skool, dankie vir die kategese, dankie vir elke kategeet. Dankie Here vir al die goeie werk wat daar gedoen word. Bid vir ons mammas en pappas dat U hulle sal help om te onthou wat hulle lank terug by die doop beloof het. Bid vir ons oupas en oumas dat hulle sal onthou Here dat hulle 'n voorbeeld moet stel, ook vir ons jong mense uit die ervaring wat U ook op hulle pad gelê het. Dankie dat U naby is. Dankie dat ons U naam kan groot maak. Amen. Daar's hy. Nou kan julle elkeen ietsie kry hierso, nie 'n vrotpie sang nie. Broer en suster, wat gebeur hierso? Hier gebeur kerk. Hier gebeur wat die Here vir ons gevra het om mekaar te herinner. Voortdurend aan sy goedheid, aan sy genade. En ek en jy en ons kinders het 'n voorreg om daarin te deel. Ek lees vir ons 'n stukkie daarso uit Filippense uit en ons gaan lette ook in Filippense 4 'n bietjie verder lees. Paulus skryf Filippense 2. Hy sê aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die Here kom hierso en hy sê, ons moet so draai gaan stap in ons eie lewe. En hy sê, wat het ons beleef? Ons het die goedheid van die Here beleef. Ons het die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef. Al die dinge is geskenke wat die Here vir ons gegee het. Hy sê, omdat dit waar is, kom ons hou daarin vas. Kom ons bemoedig mekaar, kom ons herinner ons kinders, ons herinner mekaar aan die Here se goedheid. Kom ons soek ook sy wil en sy koninkryk. Kom ons sing 'n lied, terwyl ons so saam is, en voor ons die lied sing, ek het dan 'n Charlotte Potgieter. Sy is 'n violis wat in Rotterdam woon, en nou van Suid-Afrika, en 'n baie bekende en 'n baie talentvolle violis, en sy gaan net nou ook vir ons 'n bietjie verder opsit. Charlotte, baie welkom, en mag die Here ook jou gawes ook gebruik hierso in die gemeente. Baie welkom. Vriende, kom ons sing dan ook. Charlotte gaan ook saam speel. Kom ons sing 'n pragtige lied wat u goed ken. Soek alleeers die koninkryk van God. Dis wat Paulus sê. Hy sê ons het baie geskenke ontvang, maar as ons nie God se wil eers soek nie, dan gaan ons sukkel en dan gaan ons nie weet wie ons moet wees in hom nie.
Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Amen. Kolossense 1, aankondiging om te sê, wie is Jesus? Wie is die een in wie se naam ons hier bymekaar is? Hy is die skepper, die verlosser. Hy is die een wat ons seën met sy teenwoordigheid. Daarom, vriende, kan ons mekaar groet. Genade vir julle en vrede vir julle. Van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, die opgestane Here. En van die Heilige Gees, die trooster en die lewendmaker, in wie se midde ons is. En daarom kan ons sê, amen, dit is so. Kom ons sing 'n pragtige lied. Ons staan, ons besing verder die lof van die Here. Jesus bring vreugde. Vonk 1, 2, 4, vers 1 tot 3.
ons gaan ook ons geloof in die Here bely. Die laaste vers, as jy mooi gesien het, is 'n belydenis. Dis 'n getuienis en sê, maar Here, U is die Here. U maak ons vry. En so leef ons met 'n belydenis. En ons gaan ook verder saam met die kerk van alle eeue ook ons geloof in die Here bely. Baie dankie. Wat glo ons? Van wie hou ons vas? Wie hou ons vas? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Vriende, voor ons 'n paar verse lees uit Filippense, my voorreg om saam met u te bid. Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie vir nog 'n voorreg dat ons saam kan wees as gelowiges, as broers en susters, as vriende, ons wat in die geloof saam is. Ons Here wat aan die geloof kan vashou en die geloof kan beleef, die geloof kan hê, alleen omdat U dit aan ons gegee het. Here, omdat U na ons toe gekom het, soos U lank terug na Abraham toe gekom het, soos U vir Moses kom soek het, soos U vir Jeremia kom soek het, soos U die disippels kom soek het. Here, so het U ons elkeen kom soek, en ons kom vind, Here, partykeer waar ons nie gevind wil word nie. En tog het U geduldig die pad met ons aangehou stap. En tog stap U saam met ons elke dag, en U het ons verander en vernuwe, elke dag meer en meer soos U. Here, dankie vir die woord, die woord wat lewend en kragtig is, die woord, Here, wat soos 'n spieël is waarin ons onsself sien, maar Here ook waar ons U sien. Here, so sê ons is ook beelddraers van U. Ons is ook weerkaatsers van die goedheid en genade van die lewende God. Here, mag dit ook so wees. Here, wat Paulus ook hierso in Filippense skryf, aan hierdie gelowiges, mag dit ook deel wees van ons lewe. Here, dankie vir die goedheid en genade. En ons kan bid, ook vir hulle, Here, wat sukkel om dit vanoggend raak te sien. Hulle wat fisies siek is, hulle wat geestelik afgestomp en moedeloos geraak het. Ons bid dat U se uitreik na hulle toe. En Here, dat U vir ons bewus sal maak vir hulle wat U op ons pad bring, om ook daar U hande en die voete te wees. Here, dankie vir die voorreg om U woord te lees vanoggend, en Heilige Gees, maak dit vir ons duidelik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Broer en suster, jy sien die tema geskenke van God, Filippense 4, so van vers 4 tot 7, daai bekende gedeelte, gaan ons ook saam lees vanoggend. Kom ons lees Filippense 4, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, want die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Net tot sover. Paar kort versietjies, maar 'n paar verse wat so baie sê. Toe ek hierdie verse gelees het, vriende, toe dink ek aan geskenke. Geskenke van God. En dis die tema ook hierso. En as mens aan geskenke dink, dan dink ek terug aan die grootste geskenke wat ek al gekry het. En so vra ek, dooi ek uit om terug te dink, wat is die grootste geskenk wat jy al gekry het? Miskien was dit lang terug, toe jy klein was. Daai fiets, of daai speelding wat jy so graag gehad het. En op 'n dag toe verras pappa of mamma jou daarmee. Wat is jou grootste geskenk? Miskien was jy baie siek gewees.
En miskien was net om jou gesondheid terug te kry jou grootste geskenk. Miskien was jou grootste geskenk om weer herenig te word met kinders, met familie, waar julle verlang uit mekaar uit was om een of ander rede. Ja, soos al baie geskenke wat vir ons waardevol is. Vriende, as mens Filippense 4 lees, dan sê Paulus vir ons, hierdie geskenke van God oortref alles wat ons kan aan dink en waarde. Selfs die grootste geskenk wat jy ontvang het, wat ek ontvang het, lyk selfs val in vergelyking met dit wat die Here hieroor praat. Waaroor gaan dit hierso? Die Here kom en hy skryf aan gelowiges, soos ek en jy, wat tot die geloof gekom het, wat onder moeilike omstandighede in die geloof moes vashou. En hy sê, God wil julle kom bemoedig. Aan die ander kant wil God julle oproep, om die geskenke wat hy vir julle gee, ook te gebruik in die wêreld. Wat 'n geskenke is daar? Ons het gelees en jy ken dit goed. Filippense 4 vers 4. Blydskap. Blydskap, een van die geskenke van die Here. Maar hierdie vers 4 is 'n moeilike vers. Want toe ek hierdie vers lees, toe dink ek, dis nie so maklik nie. Ek dink amper, onthou jy daai dag toe u seer gekry het, of geval het, toe jy 'n jong seentjie was, of 'n jong dogtertjie. En almal het dit al beleef. Jy ry met die fiets, en ewe skielik val jy. Natuurlik nie jou skuld nie. En nie so 'n groot hoendereier op jou kop, en jy skrape, en dan kom jy daar by mamma. En wat doen mamma? Of miskien die mammas doen dit met die kinders nou nog. Nadat sy klaar geskrik het, dan sê sy, ag, kom nader, ek soen dit gou reg. Moenie huil nie. Trane loop, en mamma sê, sy soen dit reg. Papa kom en hy's kwaad, hy wil eers 'n pak slaag gee, dat jy nou daar gery het met die fiets, waar jy nie moes gery het nie. En dan sê hy vir jou, staan op, klim op die fiets. Ons manne, ry verder. Nou staan jy versla. Knop op jou kop soos 'n hoendereier, stikkende knieë, ego wat gekrenk is. En mamma, sy wil dit reg soen. En papa wil jou hou op die bout gee en jou op die fiets sit weer. Nou vriende, as ek Filippense 4 lees, dan dink ek aan hierdie storie. Dis hoe Filippense 4 baie keer vir my voel. In die lewe is dit moeilik. In die lewe is dit nie maklik as gelowige nie. Die geloofspad is uitdagend. En dan kom maar goed op jou pad, wat jy nie gekies het nie. Hulle kom kies sommer vir jou. En dan maak jy die Bybel oop. En dan lees jy Filippense 4 vers 4. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Dan dink ek aan die ouetjie met die hoendereier op sy kop. Is dit moontlik om in alle omstandighede bly te wees? Paulus skryf hierdie boodskap en hy noem dit nie sommer nie, dis 'n opdrag. Hy sê, wees bly, en dan sê hy sommer 2 keer, hy sê, ek herhaal, wees bly. Dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik, want Paulus skryf hier vir gelowiges, wat het swaar het. Soos ek en jy baie keer maar sukkel in die geloof. Hulle was vervolg gewees in hierdie tyd, soos u weet. Van hulle vriende het hulle lewe verloor. Van hulle het hulle huise verloor. Van hulle het hulle werke verloor, omdat hulle werk vir ongelowige baase. Moeilike omstandighede. Nou kom Paulus en hy bemoedig hulle. En sy eerste woord aan hulle is, julle moet blyer wees. Julle blydskap is te min. En hierdie Filippense boek is mos 'n boek van blydskap. En ek het my indink, hy eerste gelowiges, hulle moes gesê het, maar Paulus, Here, weet u waardeur gaan ons? Is daar nie 'n ander woord nie? Is daar nie eerder 'n woord van bemoediging voor ons by die blydskap kom nie? Wat gebeur hierso? Wat gebeur hierso, vriende? Is dit regtig moontlik om in alle omstandighede bly te wees? Paulus, hy skryf vir die tronk uit. Paulus skryf hierdie brief met die dood wat soos 'n skaduwee oor hom hang. Hy weet nie of hy môre nog leef nie. En bemoedig hy ander gelowiges en hy sê, ek het vir julle 'n geskenk van God. God gee vir julle blydskap. Julle moet bly wees. Die hoendereier op jou kop, die stikkende knieë, die trane oor jou wang, is dit moontlik? Wat is die geheim? Sien broer en suster, Paulus skryf oor blydskap. En hy sê sy geheim was nie eintlik 'n geheim nie. Sy geskenk was, God het hom gehelp. Hy het hom gehelp om blyd te wees. Hy het hom gehelp om blydskap te ervaar. 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 God het hom gehelp
om verder as sy omstandighede te kyk. God het hom gehelp om vir Christus raak te sien. Om vir Christus te sien en dit wat Christus gebring het en wat Christus is en wat hy doen. God het vir Paulus gehelp om herinner te word aan die beloftes van die Here in alle omstandighede. Hy het onthou dat die Here gesê het, ek los julle nie as weeskinders agter nie. Ja, Paulus, jy sit in die tronk en jy weet nie of jy môre nog leef nie. En julle in Filippi, julle kry swaar vir julle geloof. Maar weet, ek is by julle. Weet, julle is vir my belangrik. Daar in die Ou Testament, julle is my oogappel. Ek ag jou hoog. Sefanja sê die Here, kyk na jou met 'n glimlag. Broer en suster, dis die uitdaging. Sien ons die omstandighede raak of sien ons die Here binne die omstandighede raak? Paulus sê, dit was nie maklik nie, maar vir hom was dit moontlik geweest. En daarom roep hy hierdie gelowiges op. Hy sê, kyk verder. Is dit wat in 'n lewe gebeur? Dit is moeilik, maar sien die Here raak. Sien die Here raak in dit wat gebeur. En jy sal agterkom, vers 4, is nie so onmoontlik nie. Broer en suster, vers 8, as jy verder daar gaan lees, dan sê Paulus, dit begin deur jou gedagtes nuut te maak. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, dit wat edel en rein en prysenswaardig is. Stel jou gedagtes in. Romeine 12 vers 1, laat God jou denke vernuwe. Laat God vir jou 'n nuwe bril gee, dat jy kan verder kyk as die omstandighede. Broer en suster, dit is moeilik. Dit is moeilik en tog is dit 'n oproep van die Here, opdrag. Hy sê, wees bly. Ek herhaal, wees bly. En wat is die blydskap? Hierdie blydskap waarvan die Here praat, is meer as net 'n aangeplakte glimlag. Want dit kry mens mos baie. Hierdie blydskap is meer, selfs as jou ou vriende wat kom kuier, en jou groot blydskap dat jy hulle weer sien. Hierdie blydskap is meer, selfs as jy jou rekenaar aansit en jou kinders wat daar ver is, julle is 1 keer 'n week met hulle praat. Hierdie blydskap is 'n vreemde blydskap. Dis 'n innerlike vreugde ten spyte van. En dis nie iets wat jy sommer net so eensklaps reg kry nie. Dis 'n pad wat jy met die Here stap. 'n Pad om ten spyte van swaar kry, ten spyte van moeilikhede, 'n innerlike vrede, 'n innerlike krag te hê. En die volgende verse sluit daarbey aan. En Paulus het dit geken. Gelowiges in die vroeë kerk het dit geken. U ken dit. Ek ken dit. Dis 'n uitdagende pad. Maar die Here sê, dis julle getuienis na buite. Dis julle geloofsbelydenis. Hoe kyk ek na die lewe? Nee, na wie kyk ek in die lewe? Wees bly. Ek herhaal, wees bly. Moeilike ding, maar moontlik. Dis 'n geskenk van God. Dan skryf Paulus verder en hy sê, maar daar's nog 'n geskenk. Daar's nog 'n gawe wat die Here gee. En hier vers 5 het ons gelees. Hy sê, wees inskikkelik teenoor alle mense. Want die Here is naby. Inskikkelik, 'n vreemde woord en ek gaan nou ietsie daaroor sê. Maar soos 'n inleidingkie, as jy nou nie goed voel die oggend en jy staan met die verkeerde voet uit die bed uit op. As dit swaar gaan met jou, wie soek jy eerste? Wie soek jy? Baie keer soek mense iemand wat net aan my luister. Ek soek iemand wat net met 'n oop hart na my toe kom. Ek onthou destyds toe ek op universiteit was, stap ek een keer daar op die kampus, op pad na my klas toe, pla niemand nie. En hier kom 'n meisie aangehardloop. En eers het ek bly geraak, maar toe sien ek nee, ek hoef nie bly te word nie. Sy huil vreeslik. En sy kom na my toe en sy staan voor my en sy kom vertel vir my hoe hartseer sy nou is. En hoe hierdie professor nou ongeduldig met haar was en hoe kwaad haar pa gaan wees as sy nou hierdie toets nie deurgekom het nie. En ek staan net daar so en ek weet nie wat moet ek nou doen of sê nie. En sy praat en sy huil. En sy sê dankie en dan loop sy. En ek staan soos die ou met die hoendereier op die kop. Toe ek terugdink later, toe weet ek wie is dit. Toe besef ek, al wat sy op daai oomblik nodig gehad het, was iemand wat niks sê nie.
Sy wil iets vir iemand sê, maar sy kon vir niemand sê nie. Ek was per toeval die eerste ou wat op pad verbygekom het. As Paulus praat oor gawes wat die Here gee, dan vra hy nie wat soek ek nie. Maar hy vra, is ek so iemand vir iemand anderster? Is ek die persoon wat soos ek per toeval daai dag daar op die universiteit was en net vir iemand geluister het? Of is ek die een dat miskien op 'n sekere tyd of 'n sekere plek hoop bring vir iemand? 'n Woordjie bring wat die Here vir my gee, selfs al is ek die een wat hartseer is. Dis 'n moeilike ding. Maar dis wat Paulus vra. Hy sê geskenke wat die Here gee is nie net die blydskap nie. Hy sê jy word my hande en voete. En hierdie is nogal 'n uitdagende ding, want Paulus skryf vir hierdie mense in Filippi wat self swaar gekry het. Hy skryf nie vir mense wat lekker agteroor gesit het en die geloof so op 'n skinkbord gekry het nie. Hy skryf vir mense wat ly en swaar kry. En hy sê, is julle die mense wat so uitreik na ander mense? Is julle nie die ontvangers nie, maar is julle die ouens wat gee? Want dis wat die Here van julle vra. Dis 'n moeilike woord. Dis 'n moeilike woord, broer en suster. Wat vra die Here hierso? Hierdie woordjie inskikkelik is 'n moeilike woord. Dis 'n vreemde woord en ek het gekyk na verskillende vertalings. Dis eintlik 'n lewenshouding. As jy na die ou vertaling kyk, die van die wat 83 of 33 het, hy praat van vriendelikheid. Nuwe vertaling praat van, of die 83 inskikkelik. Die Engelse woord praat van 'n big-heartedness. Groot hart. Dan is daar ander vertalings wat praat van jy moet goed wees, 'n oop gemoed, vrygewig wees. Alles woorde wat Paulus probeer teken om te sê 'n lewenshouding wat ek en jy het. Is ons 'n magneet wat mense aantrek, nie na ons toe, maar na die Here toe. As ek en jy in 'n vertrek instap, is jy en ek die eerste persoon waar mense nou heen sal kom, as hulle hulp nodig het, of raad nodig het. Of is ek soos 'n magneet, wat omgedraai word, en die twee positiewe kante stoot mekaar so weg. Mense wil nie naby my wees nie. Paulus sê, die kenmerk van gelowiges in die vroeë kerk, is inskikkelik, big-hearted, vriendelik, oopgemoed, kom nader, luister. Hoor wat die Here sê. Paulus sê, dis geskenke. Geskenke wat die Here gee. Hoekom? Hoekom is dit nodig om hierdie geskenke te gaan leef en te gaan deel? Die tweede deel van die versie sê, die Here is naby. Die Here is naby. En elke keer as ek hierdie vers lees, dan onthou ek myself. Ek vergeet dit. Ek vergeet dit soos Israel het vergeet het dan Deuteronomium. Onthou Deuteronomium 4. Dan kom die Here en hy sê, paas en oupas, julle moet julle kinders leer van my. Julle moet julle kinders nie laat vergeet van my goedheid nie. En dan kom die Jode en hy sê, sit so boksie op jou voorkop, so kassie, nie op jou hand, maak hom so vas, en daar moet die wet van die Here wees. Hoekom? Want julle vergeet maklik, sê die Here. Julle het 'n kort geheue. Nie omdat julle ouer geword het nie, maar dis wat mense doen, veral as dit by sake van die Here kom. Hy sê, moenie vergeet nie. Daarom kom die Here en hy skryf hierso, Paulus skryf vir gelowiges wat dit behoort te weet. Vir my en vir jou, hy sê, onthou die Here is naby. En toets jouself maar. As die krisis kom, wat doen ek en jy eerste? Is ons eerste woorde, Here, dankie vir al hierdie moeilikheid op my pad, dankie dat U naby is. Nee, my eerste woord is, Here, waar is U? Ek soek en ek krap en ek kyk, maar ek sien nie nêrens nie. Waar is U? Here is nie weg nie. Paulus sê, die Here is naby. Daarom, wees inskikkelik teenoor alle mense. Daarom trek mense aan, want jy en ek is die weerkaatsers van God se goedheid, soos daai kersie wat brand. Geskenke van God. Geskenke van God. Dan is daar 'n laaste een. Laaste geskenk wat Paulus oor praat, wat die Here ons mee seën. En dis 'n dankbaarheid, 'n dankbare gebed.
Die laaste verse, hierson van vers 8, het ons gelees, vers 6, hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dan sê hy, die vrede van God sou jou kop en jou hart die wag hou. Jy weet ook, hierdie versie lees, toe dink ek aan mense wat afgetree is. Nou, ek sou nou nog nie weet hoe is dit om af te tree nie. Maar party mense dink die dominees het mos al afgetree. Ons werk mos net so rukkie. Baie van die is afgetree. Nou, hoe is dit om afgetree te wees? Toe ek nou jonk was, toe sal nou baie van hierdie manne wat die versekering verkoop het. En hulle teken dan baie keer 'n prentjie van mense wat afgetree is. Hulle verkoop polisse en dan die prentjie van iemand wat afgetree is. Nou, u sal nou weet of ek nou die waarheid praat of hulle vir my gejok het. Hulle sê as jy afgetree is, dan lê jy permanent so langs 'n lang swembad. En jy het so 'n glasie met so 'n sambreeltjie hier langs jou. En daar onder ver is daar so kleinkinders, hulle speel so in die kabbelende water, almal gelukkig, hulle hardloop so rond, hulle jag die skoenlappertjies. En jy soek vir jou vrou en sy's nie daar nie. Want sy het in Dubai gaan inkopies doen. Alweer. En toe jy so ver kyk op jou, met jou baie duur sonbril op, dan sien jy daar so 'n bootjie, jou seilboot het so kabbel in die water. Dis aftree. Jy is dan gelukkig. Ek kan nie wag nie. Nee, vriende. Dis mos nie aftree nie. Aftree, uittree, is dieselfde as om te werk. Daar is al ewig moeilikheid. As dit nie die geyser wat bars nie, dan is dit die buurman wat te verharde musiek speel, of die honde wat blaf, of ek word siek. Aftree en bekommernis en besorgdheid, hulle loop hand in hand. En daarom skryf Paulus hierso, nie net vir ons wat afgetree is nie, maar Paulus skryf, hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Laasweek het Steve gepraat oor die mossie. Onthou jy die mossie? Die mossies gaan kyk hierdie week. Kyk na die mossie, Efesiërs 1. Ek sorg vir jou. Jesus het baie oor bekommernis gepraat. En ek sukkel daarmee en jy sukkel daarmee. Dan die bergrede, kom Jesus mos en hy praat en ons het laasweek gehoor, hy sê, kyk na die blomme, kyk na die voeltjies. Ek sorg vir julle. Hierso kom Paulus en hy skryf dit nog erger. Hy sit dit in 'n imperatief, 'n opdrag. Hy sê, moenie besorg wees nie. Moenie besorg wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Hoekom? Want bekommernis steel jou vreugde. Dit steel jou geskenke. Dit steel jou blydskap. Bekommernis, sê Paulus, is om soos hierdie sirkel te ry al in die ronde. Hier by McDonald's. Al in die ronde. Jy ry die hele tank se petrol uit. Maar jy kom nêrens nie. Ons sukkel daarmee. Bekommernis trek jou terug. Paulus sê, hoekom moet ons nie bekommerd wees nie? Hy sê, maak julle begeertes, wat vir julle swaar is, maak dit 'n gebed aan God bekend. Bid daaroor. Maar dan sê hy, bid dankbaar. 'n dankbare gebed. 'n dankbare gebed beteken jy glo dit wat gaan gebeur, dat die Here jou hoor. Jy kry miskien nie waarvoor jy vra nie, maar jy kry meer. Jy kry dalk nie wat jy nou dink jy nodig het nie. Jy kry wat die Here weet jy nodig het. En oor 'n paar jaar gee jy hom dankie sê daarvoor. Dankbare gebed. Broer en suster, dis geskenke wat die Here gee. Geskenke wat al ons geskenke oortref in waarde. Want 'n blydskap en 'n groothartigheid en skikkelikheid en vriendelikheid, 'n dankbare gebed, is dinge wat jou dra deur die lewe. Dinge wat, of jy nou baie of min het, baie beteken. Dinge wat ander mense aanraak. Dinge wat jou lewe volmaak. As sit jy soos Paulus in 'n tronksel, nie seker of jy môre nog leef nie. Broer en suster, geskenke van God, maar nie maklike geskenke nie. Dis die geskenke wat jy sommer net so oopmaak, soos Kersfees. Dan sit jy daar op die rak en dan vergeet jy nie. Nee, dis 'n lewenswyse. Dis 'n pad waar jy saam met die Here loop. Dis 'n pad wat hy saam met jou loop. Mag ek en jy ook in hierdie tyd moed kry. Mag ons moed gee. Mag ons hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het,
self beleef en self geniet, soos die Here van ons vra. Mag ons ook ander daarin laat deel. Hulle wat ons pad kruis. Miskien op 'n tyd wat ons nie gedink het nie. Ongeleentheid. Mag ons in blydskap leef. Mag ons 'n oop hart hê vir ander mense. Mag ons dankbaar lewe. Hoekom? Want mense leef nie dankbaar baie keer nie. Ons leef in 'n tyd waar mense ontevrede is met alles. Onvergenoegd. Nee. Paulus, gelowiges in die vroeë kerk, ek en jy, as ons mooi kyk en mooi dink, raak sien wat die Here doen, dan kan ons sê, dankie Here. Dankie vir u groot genade. Amen. Here, dankie vir u groot genade. Dankie vir blydskap en goedheid. Dankie Here vir die voorreg om te bid. Here, maar so bid ons dan ook vir elkeen van ons wat ook vanoggend hier is, elkeen van ons wat luister ook na die uitsending. Here, u weet ook dat ons leef in die regte wêreld. Ons leef in 'n wêreld, Here, waar blydskap vir ons baie keer moeilik en swaar kom. Waar innerlike vreugde, Here, vir ons baie keer ontwyk. Want ons kyk net na omstandighede. En die omstandighede is so oorweldig. Maar Here, ons bely voor u dat ons so baie keer wil ontvang. En dat ons nie baie keer die een is wat 'n oor is. 'n Oop hart het ook vir ander mense nie. Vergewe ons daarvoor en dankie dat u vir ons hierdie gawes gee. Here, dankie dat ons kan bid. En so Here wil ons al ons bekommernisse en al ons vreugdes, ons hele lewe na u toe bring. U Here wat ons net nou dan Kolossense gehoor het. U wat die een is wat alles gemaak het en alles in stand hou. U wat die eerste is. Verhewe bo die hele skepping. U Here Jesus wat aan die regterkant van die Vader sit vandag en intree vir ons. So bring ons ook ons gebede dankbaar na u toe. Dankie dat u weet wat nodig is op die regte tyd. Dat u voorsien. Ons bid dat ons gemeente, Here, 'n baken van hoop wees. Here, soos ons toring, mag ons soos 'n vuurtoring wees wat lig gee. Wat mense aantrek. Nie na ons toe nie, maar na u toe. Mag ons maar net die getuies wees wat net deel. Wat u ook in ons lewens doen elke dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So baie dankie, terwyl ons die woord verder oordink, Charlotte gaan vir ons nog 'n stukkie speel. Baie dankie.
Baie dankie. Kom ons sluit af met 'n lied. 'n Lied wat praat oor die goedheid en die seën van die Here, Vlam 12 vers 1. Ons gaan hom 2 keer deursing. Baie dankie. Meer as rykdom, meer as mag, meer as al die geld wat jy kan hê, meer as al die trofees wat jy kan kry, om Here te ken, is genoeg. Mag die genade van hierdie Here, God ons Vader en van Jesus Christus, die lewende Here, mag dit ons wees en bly. Mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees op besondere wyse met u wees ook hierdie week. Amen.